Ek lees uit 1 Timoteus 3, verse 1 tot 16. Die ouderlinge van die gemeente. Dit is 'n waar woord. As iemand graag ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. Hy moet nie aan drank verslaaf of 'n rusiemaker wees nie, maar inskikkelik, vredelewend en nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers, as iemand nie weet om sy eie gesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die gemeente van God op hom neem? Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaan word en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland. Ook by die mense buite die gemeente moet hy as 'n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in 'n struik van die duiwel val nie. Die diakens van die gemeente. Net so moet diakens ook manne van goeie karakter wees. Hulle moenie uit twee monde praat nie en nie aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uit wees nie. Hulle moet in alle opregtheid aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou. Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle geskiktheid. En as niemand beswaar teen hulle inbring nie, kan lasdiakens dien. Net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar. 'n Diaken moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders en sy eie huisgesin goed beheer. Die wat as diaken goed gedien het, verwerf hulle self 'n eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof van Christus Jesus. Die geopenbaarde waarheid van ons geloof. Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid, en dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom. Deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn, aan die heidenasies is hy verkondig, en die hele wêreld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem.